Goeiedag en baie welkom. Dit is Woensdag en dit is Openbaring. Die boek Openbaring vers per vers uitleg. Ons is by hoofstuk 8. Hoofstuk 8 gaan oor die laaste seël, die 7de seël, wat stilte in die hemel is, die uitleg van stilte in die hemel, en dan die eerste 4 basuinpla, of trompetpla, iets opwindend. In hierdie gedeelte kry ons ook dan die openbaring, die uitleg van alsem. Wat is alsem? Daar word gepraat van alsem, of in Engels is dit wormwood. Jou mond gaan oophang oor dit. Reg, prys die Here. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Dankie vir u woord. Dankie vir die uitleg. Here, laat ek net dit wat u aan my openbaar het, stel my in staat om dit oor te dra in gewone, verstaanbare taal in Jesus naam. Amen. Reg, vers 1. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar 'n stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Amen. Wat beteken hierdie? Het daar stilte in die hemel gekom omtrent 'n halfuur lank. Heel eerste, waar is hierdie hemel? Kan ons bepaal waar is die hemel? Waar het hierdie stilte gekom? Almal praat van hemel toe gaan, na Jesus toe gaan, hemel toe gaan. Waar is dit? Is daar regtig 'n plek? Kan bepaal word waar die hemel is? Want as dit nie 'n plek is nie, dan is dit almal wil nêrens heen gaan nie. So die hemel moet 'n plek wees. Right. Kom ons kyk dan, hoe lyk die skepping? Kan ons sien in die skepping waar is die hemel? Wel, die skepping wat ons, die heelal lyk so. Daar is die heelal vir jou uitgedruk, wentelbane, waarin al hierdie planete in beweeg. In die middel daar is die son, en daar is Mercury, Venus, Mars, die aarde, Jupiter, Saturn, Uranus, en nu op die verste einde is Pluto en Neptune. Dit is hoe die heelal lyk. Dan volgens die Bybel is die hemel is daar, die hemel is, wag, ek wil dit nie vooruitspring nie, maar in hierdie sonnestelsel van ons, hierso wat die aarde is daar inderdaad 3 hemele. Daar bestaan 3 hemele. Die eerste hemel is hierdie. Is dit wat ons sien. Die hemel bokant ons. Hierso. Daar is die aarde, die hemel bo ons, die atmosfeer, hier waar die wolke is. Dit is daar waar hierdie lug is wat ons inasem. Die eerste hemel. Die tweede hemel is, dit is ook wetenskaplik word dit so bepaal. Die tweede hemel is hierdie gedeelte. Net verder as wat ons kan sien. Daar waar hierdie goeters aangaan. Daar waar die planete is en die sterre, ek noem dit die sterre hemel. En dan is daar so
'n hemel bo hierdie gedeelte, verder as wat ons kan sien, nog verder waar ons glad nie kan sien nie, dit is hierdie gedeelte, die derde hemel is daar waar God woon. Dit stem ook ooreen met wat die Bybel sê. In die Bybel word daar gepraat van Jesaja 14 vers 13 en 14 sê die hemel is, hier kan ons agterkom waar is die hemel, bokant die sterre hemel, so die derde hemel, aan die uiterstes van die noordelike rigting, agter die aandster, bo die hoogtes van die wolke. Waar is dit? Reg, kom ons kyk weer na waar die aarde lê, hoe dit lê. Daar so is vir jou 'n goeie prentjie. Net ek net skies, ek kom nog nie daar so, ek weet nie wie prentjie kan sien, daar is dit. Hierso het ek al hierdie ander uitgehaal, want dit is nie nou ter sprake nie, die ander, maar net die belangrike een waar ons is, die son, die wentelbaan om. Daar is 'n noordelike as, 'n suidelike as van die aarde, hy lê so afskyns en hy travel so al in die ronde, brum, 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 dan is daar so in 'n noordelike rigting, soos wat die Bybel sê, is die noordster, agter die noordster, so die hemel lê in daardie rigting. Regtig? Ja, dit is waar die hemel lê, wetenskaplik en skriftuurlik. So nou weet ons in die rigting waarin die hemel is. Daar, in daardie rigting, as jy die aand kyk, die eerste ster wat uitkom, die aandster, as jy na hom kyk, ver agter hom, baie ver agter hom, is die rigting van die hemel. Wow. Is dit nie kwaai om te weet nie? Dit is natuurlik. Dan word daar gepraat van omtrent 'n halfuur lank stilte. Nou grappies gehoor daaroor, oor daardie gedeelte wat mense sê, dat die mans gaan 'n halfuur voor die vrouens in die hemel in, maar daar gaan 'n halfuur stilte wees. Ja, dit is maar 'n grappie wat die mens uitgedink het. Dit beteken net een ding. Onthou, alles wat Johannes gesien het, was niets vir hom. Ek het dit verlede keer ook gesê, was 200 jaar vorentoe in die toekoms van hom gewees. Dinge gesien wat die Here vir hom gewys het, wat 2000 jaar later gaan gebeur, wat hy nie 'n begrip gehad het. Goeie Afrikaanse woord vir begrip is 'n clue. Hy het nie 'n clue gehad van wat hy sien nie. Dis al 'n vliegtuig het vir hom gelyk soos 'n groot voël met die vlerke en dit. En nou praat hy hierso van hy moes wou dit uitdruk of wat hy ervaar en dit aan wat aan hom bekend is. So vir hom het dit gevoel 'n klein rukkie gevoel. Vir jou voel 'n halfuur langer as vir my dalk, of vir my voel dit dalk langer as vir jou. Wat hy wil sê hierso is, daar was vir 'n kort rukkie, was daar 'n stilte. En as jy kyk na wat volgende gebeur, dan begin die basuine of die trompette en dan wil ek sê, wow. Dit is weer die gesegde wat ons so aangewoond is om te sê. Dan sê ons, dit is die stilte voor die storm. Want hierna, nadat daardie stilte verby is, omtrent 'n halfuur lank het dit vir hom gevoel, daarna toe was daar regtig die storm losgebars op die aarde. Right.
So, kom ons gaan na vers 2. En vers 2 lees. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basyne is aan hulle gegee. Hy het 7 engele met 7 basyne met 7 trompette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hierdie is nou 8, die is 1 te veel. Maar ek is seker toe ek getel die pas daar so, het ek 7 getel. Maar ek het daar soos net 'n uitdrukking, en aan hulle is basuine gegee. Mense weet nie wat is basuine. Basuine is in die oorspronklike teks, dit is trompette. Trompette is aan hulle gegee. Belangrik is, hierdie is fisieke engele wat waarskuwingstekens bring. Die engele van Exodus 19 vers 16 tot 19. Werklike engele. Hy het nie beelde gesien nie. Hierdie is werklike goed wat hy gesien het. En dan baie belangrik is op hierdie stadium wat ons moet onthou, met al hierdie engele, of dit nou by seels is, en of dit by basyne is, en of dit die bakke is, hierdie is engele wat strawwe bring, maar hulle is steeds as hierdie strawwe is waarskuwings vir die mens om te bekeer, om tot die Here te draai, om nie daardie chip te vat nie, hulle wat op die aarde oor is, om te bly staan en te getuig van die Here. Nog steeds waarskuwings vir hulle. Dan, wat het hier gebeur toe? Vers 3 en 4, kom ons gaan aan. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wieroogbak by die altaar gaan staan en het baie reukwerk is aan hom gegee, en dit met die gebede van die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engele opgegaan voor God. Hierdie is wow, amen en wow wat hier gebeur. Ek dink ek het 'n prentjie, 'n tipe prentjie, daar so 'n groot engel, daar so, die bak is daar die altaar, onder die altaar uitgehaal. Hierso is dit nou maar net 'n ander voorstelling van engele uit 'n bak uitgehaal, maar daar het hy dit uitgehaal. En wat beteken dit? Heel eerste, hierdie is die gebede van hulle wie deur die verdrukking gaan, en wat daar in die verdrukking aangehou volhard het, en dit dui op die Ou Testamentse offermetode. Daar word die gebede onder die bak uitgehaal. Belangrik om te onthou, hoekom word hierdie gebede daar uitgehaal? Wat se gebede is dit? Dit is die gebede wat hulle bid in hierdie verdrukkingstyd, daardie 7 jaar. Want hierdie gebede van die verdrukkingstyd, luister hier, gaan nie een verhoor word nie. Dit gaan onder die altaar gebere word vir hierdie geleentheid. Hoekom word dit nie verhoor nie? Dood eenvoudig, want die Here het hom onttrek van die aarde. Hy het sy kerk, die bruid is onttrek, sy gees is onttrek. Hulle staan alleen op die aarde.
Jy wil nie in daardie tyd agterbly en alleen op hierdie aarde staan nie en jy weet dat jou gebede gaan nie eers verhoor word nie. Daar gaan 'n tyd wees in hierdie verdrukking, daar deur by die trompette, wanneer die trompet pla uitgegiet word op die aarde, daar iewerste gaan dit eers verhoor word, aangehoor word. Regtig? Ja. Vers 5 en vers 6, wat gebeur dan? En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar vol gemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. Aha. Kyk wat gebeur hier. Hier word die gebede verhoor. Die mense in daardie tyd gaan bid, Here, straf hierdie ongeregtigheid, straf die dinge hier op die aarde. Hierso word dit geneem, verhoor, die aarde, hulle gebede word volgemaak met vuur, met die Here se toren, en dit word dan op die aarde uitgegiet. Hierso kan jy vir jou groot aantekening maak daarso by, wat sit ons by vers 5 en 6 van hoofstuk 8. Hier begin God se troon nou op die aarde uitgegiet word. Hier is die begin. Right. Dan, wanneer dit uitgegiet word, dan is daar so word die eerste trompet geblaas en dit gaan saam met die volgende. Ek sien daar so die prentjie. Soos wat dit daar so staan, hulle het gereed gemaak om te blaas, maak gereed om te blaas, en was met vuur, dit is vuur daardie, wat op die aarde af neerval daaronder, en hulle gebede was met hierdie vuur vermeng. Dit kom net daarop neer, op die Here se toren is dit mee gemeng. Right, vers 7. Ek dink dit is vers 7, ja, vers 7. En die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi, en 1/3 van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. Wow, wow, wow. Kyk wat gebeur hier. Die plante groei word getref. Die plante groei word getref. Dit is op die aarde gegooi. Haal en vuur met bloed gemeng. Dit is nie werklike bloed nie. Dit is ook nie haal en vuur nie. Dit is hoe hy dit uitgedruk het. Soos wat dit vir hom gelyk het. Dit het vir hom gelyk soos so iets. Nou as jy na hierdie prentjie kyk, dan lyk dit soos haal en vuur met die rooi wat bloed en vuur wat vermeng is. Dit is nie werklik bloed en vuur nie. Hy praat daarvan meteoriete. Meteoriete wat op die aarde val. Nou sal jy onthou. Dis die tweede keer wat daar so meteoriete op die aarde val. En hoofstuk was dit 6 gewees, en daar so geval, wat ek vir jou die prentjies gewys het, en
ek het vir jou die prentjies gewys van die meteoriet wat geval het in Australië, onthou, en daai groot gat wat hy gemaak het. Nou hierso vir 'n tweede keer val daarso, reën dit meteoriete op die aarde, wat verskriklike skade gaan aanrig aan die bome en die plante groei. 'n derde van die bome en die gras het verbrand. Wat beteken dit? Dankie Here, prys die Here. Dit beteken 'n derde van die aarde verander nou in woestyn. Wat beteken dat hongersnood nou nog vererger. Daar is alreeds nie kos op die aarde nie, dit raak sukkel alreeds met dit wat op die aarde gebeur het, en nou is daar so nog 'n derde van die voedsel van dit wat voedsel verskaf, die grond is verwoes, dit het verander in woestyn. Hey, nou. Wow. Maar die einde nog niet, dit begin nou eers, vers 8. En die tweede engel het geblaas, en iets soos 'n groot berg, wat brand met vuur is in die see gegooi, en 'n derde van die see het bloed geword. Belangrik hierso, en iets soos 'n groot berg, iets soos, daar sê dit, en dit is nie regtig 'n berg nie, dit is iets soos 'n groot berg. Nee, het ek vir jou 'n prentjie, 'n voorstelling, daar tref iets die aarde, jy kan sien hierso, boeg, het ontplof daarso, dit iets wat lyk soos 'n berg. Nou as die prentjie kan jy dalk nie so duidelik daar sien nie, maar hier waar ek staan, ja, jy kan dit tog sien, nou dat ek hierdie kant staan en kyk. Dit is 'n voorstelling van 'n berg wat die aarde tref daarso. En wat beteken dit? Wow. Hierdie iets is 'n beskrywing vir iets anders. Hierdie is 'n ontsaglike groot meteoor wat lyk soos 'n berg. Die ander het vir hom gelyk soos haal. Maar hierdie is so groot, dit lyk soos 'n berg. Nou as jy nou teruggaan na daardie prentjie van dit wat in Australië geval het, dit het deurgegaan as hierdie reën sou hy deurgegaan het. En dit het so groot gat op die aarde gemaak. Hierdie keer val dit so groot soos 'n berg. Dit gee die indruk van 'n berg wat op die aarde val. En dit val op die, as ek reg gelees het en nou onthou, kom ons gaan net terug daar na die versie toe. Hierdie keer word hy in die see gegooi. Dit het rampspoedige gevolge vir die wêreld. 'n meteoor, daardie grootte, selfs kleintjies wat die waters, die see tref, gaan 'n geweldige invloed op die see hê. Alles in die see gaan doodgaan. Dus daarom het hy gesê, die see het bloed geword. Dit het in Egipte gebeur, het die water het in bloed verander. Eksodus 7 vers 14 tot 25 en Esegiel 14 vers 19. En dit gaan weer gebeur. Die Here berei ons alreeds daarvoor voor. Hier is 'n foto van, as jy mooi kan kyk, ek hoop jy kan dit mooi sien op die skerm. Daar so.
as jy mooi kan sien, ek weet nie hoe duidelik dit is nie, maar ek gaan vir jou wys, hierdie deel van die water, van daar tot daar so, tot daar so daai streep daar, is soos bloed rooi geword. Hierdie foto was geneem net onlangs in Peru geneem, waar water besig is om in bloed te verander. Dit is nie dit wat nou al gebeur nie, dan is daar mense wat dit sien en dan sê hulle, kyk daar, hier gebeur dit, ons is al by die tweede trompet. Nee, hierdie is net 'n gedeelte waar die Here dit vir die mens wys. Dit is moontlik, dit gaan gebeur. En alles hierso vrek wat in die see is, dit is die gevaar van wanneer dit gaan gebeur. Hierdie meteoriet wat op die aarde val, daar gaan wees swaal wat in die water gaan afgeskei word. Alles in die see gaan vrek. 'n derde, sê die teks, gaan vrek van alles. Wow. Dus verwoed julle. Vers 9. En 'n derde van die lewende wat se woord staan daar? 'n derde van die see lewe. Daar moet wees 7 lewe in die see het gesterwe en 'n derde van die skepe het vergaan. Maar, het ek ietsie, ja, het 'n prentjie, 'n derde van die waters het bloed geword, 'n derde van die see lewe het doodgegaan, 'n derde van die skepe het vergaan. Derde van alles. Dit is hoe dit gelyk het, wat die aarde tref, en dit is die gevolg. Die seelewe, die skepe en die waters is getref. Alles het deurgeloop in die see. Nou, die Here het ons al in 'n mate voorberei hier ook op, dat ons kan sien wat kan gebeur vir die mense hier op die aarde. Seker, ons gaan seker nou alweer na 10, 15 jaar terug, was daar so 1 of 2 tsunamies, en dit het die wêreld op hol gehad. Die impak van die tsunamies. Wow. Nou hierdie is baie groter en erger as 'n tsunami wat jy al gesien het, of wat die mens ooit sal kan beskryf het, en dit verwoes 'n derde van die lewe en van die skepe. Nou as jy dink, hoeveel mense gaan sterwe, want dan sê iemand, daar is nie soveel mense op skepe, op die eerder vliegtuie, regtig, dan het jy vergeet van China. Hoeveel mense alleen bly in China op die water in sulke bootjies. Hulle bly so sardientjies langs mekaar ingepak, daai bote daar in China op die water. Hierdie see-afskeiding van die meteoor gaan 'n derde van die seelewe ook laat vrek. Feite. Dit gaan 'n geweldige invloed hê op die see en op die visbedryf. Want 'n derde gaan vrek, 'n derde gaan bloed word. Amen. Sjoe. Vers 10, wat gebeur dan? En die derde engel het geblaas en 'n groot ster
wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval. En dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. Amen. Kyk wat gebeur nou. Eers tref die Here die plante groei. Dan tref hy die see. Nou tref hy die aarde, al die ander water, drinkwater. Wow. Alles op die aarde word getref. En weer eens 'n derde van die aarde gaan. Die Here breek die aarde so op in derdes. Nou, wat is hierdie groot ster? Is dit ook 'n meteoor? Nee, hierdie is werklik 'n ster. Hoe is ek so seker? Dit is nie 'n meteoor nie, maar 'n ster, want hy het in die volgende vers het hy 'n naam. Hy het tot 'n naam. Sy naam is Awesome. En die naam van die ster word genoem Awesome, en 'n derde van die waters het als geword, bitter geword. En baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. Amen. Okay, Awesome, dit is bitter, is dit werklik 'n ster, is dit nie een of ander betekenis daaraan nie? Nie werklik nie. Nou gaan ek vir jou die openbaring van Awesome gee. Hierdie hele hoofstuk se wow gedeelte. Hoor hier. In 1996, dis nie baie ver terug nie, maar in 1996 was 'n ster deur NASA in Amerika, was 'n ster opgemerk. Hierdie is die astronauts, hierdie ouens met die wit bakkies, dan sê so ronde wapentjie, dan so kringetjie so om, dan staan daar NASA. Jy weet nou van wat die ouens ek praat. Is hy. Nou hierdie navorsingsentrum NASA het in 1996 'n ster omtrent 5 keer volgens hulle die grootte van die aarde opgemerk. En die baan wat hy gevolg het, hoe hy op pad is, was hy op pad na die aarde toe. En ja, in die wetenskap gaan hy so naby soos 40 miljoen kilometer van die aarde af verby beweeg. Nou dit klink vir mense verskriklik baie ver. Nie as jy kom in die ruimte nie. In die ruimte is 40 miljoen kilometer verskriklik naby. Dit is so skuur verby mekaar. En die ene gaan die ander een, die groter een gaan die kleiner een, die aarde, uit sy wentelbaan uitdruk. Wow. Nou, hier het ek 'n foto van dit wat hulle opgetel het. Daar die enetjie daar, wat ek so 'n kringetjie omgesit het, en 'n pyltjie, dit is hierdie Awesome, wat hulle opgemerk het, die ster wat op pad is na die aarde. Right, hoe weet ek dit is hy? Want weet jy, hierdie is die wow gedeelte. Hierdie mense het vir hierdie ster wat hulle opgetel het, wat op pad is na die aarde toe, het hulle 'n naam gegee, en hulle het hom genoem Wormwood.
Wood. Dit is die naam wat in die Bybel staan. En ons vertalings het hulle gegaan op wat die betekenis wormwood, awesome wormwood, kom uit die Griekse goed uit, kom dit, wys dit op die awesome gedeelte daar, op bitterheid, maar die naam is wormwood. Dis die belangrike deel hier. Hulle gee vir hierdie ster wat hulle sien, wat op pad is na die aarde, gee hulle 'n naam wat in die Bybel verskyn. En nie een van die, dit was 5 van hulle wat dit opgetel het en bestudeer het. Nie een van hulle is Christene nie, nie een van hulle is weergebore, nie een van hulle was enige iets nie. Dit is mense, as hulle vir hulle gevra het, hoekom het julle die ding die naam gegee, wormwood, dan sê hulle weet nie, hoekom nie. Wow, hulle gee vir hom 'n naam wat ooreenstem met wat die Here 2000 jaar gelede al vir Johannes gewys het en hom 'n naam gegee het. Die naam wat Johannes hom gegee het, is die naam wat hulle hom gee. Toeval, regtig, ek het vir jou gesê, was dit verlede week het ek gesê, die boek Openbaring is meer op datum as wat die nuus ooit kan wees. Hierso is 'n bewys daarvan. Die ander belaglike gedeelte hiervan is dat in China is hulle besig om 'n kernbom te bou wat hierdie ster moet stukken skiet sodat hy nie die aarde moet tref nie. Wel, miskien moet hulle ook net die Bybel lees en sien dat God het hierdie beplan 2000 jaar terug al en hulle sien dit nou eers. Dat geen bom of enige iets gaan hierdie hoeveelste was dit, dis die tweede bak, nee, tweede trompet van die Here keer nie. Dit is die duiwel wat hulle dit wys maak. Ja, skiet hom dat hy nie die aarde moet tref nie. Ek word so ver gaan om sê, regtig moet hom nie skiet nie, dit kan nog groter gevolge hê dalk. Ons weet nie. Nou, die mense op hierdie aarde sterf dan nie so seer oor die water wat bitter geword het nie, maar van die swaal wat in die water is. Hulle gaan verskriklik siek word. Dit was die, dit was die derde trompet. Die vierde trompet gaan dan nou aankom. Nou kom die vierde engel na vore en daar is ons nog 'n prentjie van dat hy het hulle hom nog nader afgeneem. Daar sit so 'n skenk so om hom asof hy soos wat hy probeer uitdruk het. Dit lyk so asof hy so aan die haal van die brand is wat op pad is na die aarde. Ek weet nie of ek nog 'n prentjie het nie. Ja, ek het wat nog nader is. Daarso is hy 'n nog 'n nader vergroter foto van wormwood, awesome, wat op pad is na die aarde. Wat die Here 2000 jaar reeds aan Johannes geopenbaar het en wat in 1996 vir die eerste keer deur wetenskaplikes waargeneem is. Is dit nie wow, wow, wow nie? Dit is verby wow. Dit is, wat sê hy van my, verwoed wow. Ja, verwoed
dit is verwoed. Vers 12, wat gebeur dan? Vers 12, en die vierde engel het geblaas, en 'n derde van die son is getref, en 'n derde van die maan, en 'n derde van die sterre, sodat 'n derde van hulle donker sou word, en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. Hierdie is ook verskriklik. Maak jy 'n voorstelling daarso, jy kan sien, dit is, whether 'n dag of nag is, weet ek nie, maar dit is donker. Waar dit nie veronderstel is om donker so te wees nie. Die dag verkort met 'n derde. Wat beteken dit? Wat se uitwerking het dit? Dit het 'n baie groot uitwerking. Baie mense sal sê, wow, okay, die nag gaan 'n derde langer wees. Dit klink nogal lekker. Ja, dit kan seker lekker klink. Maar die werklikheid daarvan is, indien die son en die maan en die sterre alles 'n derde meer se lig van weggeneem word, veral die son, gaan dit beteken dat die aarde gaan 'n baie kouer plek wees. En hoe kouer dit op die aarde word, hoe groter invloed gaan dit ook nog hê op die plantegroei is daar reeds getref gewees, nou jy net terug 'n paar versies, ja, en nou word dit alweer getref. Dit gaan weer 'n verdere invloed op die plantegroei hê. Want as alles ewe skielik baie kouer word, dink nou maar daaraan, kom ons gebruik die voorbeeld. Dit wat ons koring, mielies, lemoenboompies en piesangbome en al hierdie goed. As jy dit vat en jy gaan plant dit in die Noordpool of in die Suidpool, gaan daar niks opkom nie oor die koue. En dit is wat hier gaan gebeur. Alles gaan kouer word. Want die hitte, nie net die lug nie, die hitte het verminder. Plante het, nie net plante nie, voedsel het son nodig om te groei. Wow. Dit gaan 'n verwoede uitwerking verder op die aarde hê, op 'n aarde wat al reeds getref is en wat daarso al reeds 'n derde van die kos nie meer is nie, word nou weer 'n keer getref en sommer kort na mekaar, dit gaan al erger word. Dan, wat gebeur dan? Vers 13. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die basuin van die 3 engele wat nog sal blaas. Wow. As jy gedink het, hierdie is erg, dit wat gaan volg, die Here onderbreek dit, sodat hy het kan aankondig, hierdie engele, wat sal sê, die res is die 3 wat sal volg, wee. Dit is 'n uitdrukking van wat smart,
smart. Dit is so erg die 3 wat volg, dat daar so 'n W, 'n smart, 'n W vir elke een van die 3 is. Wow. Woorde sal dit nie kan uitdruk nie. Dit is nie smart regtig nie. Hy sê W, want hy gebruik die woorde W, want daar is nie woorde om dit wat vir hierdie verskriklike, dit wat die aarde gaan tref, daar is nie eintlik woorde om dit uit te druk nie, behalwe W. En dan gaan die, so, hy kondig dit eers aan. Waarsku eers weer die mense, omdat ek het hier in die begin gesê, hierdie engele, hoewel hulle hier is om strawwe op die aarde uit te giet, is dit nog steeds om die mens te waarsku, om vir die mens te sê, die geleentheid te gee om hulle te bekeer. Weereens sê die Here, ek wil nie hê julle moet deur hierdie gaan, die julle wat nog agtergebly het, julle kan hier uitkom. Dis waarskuwings, bekeer julle. Dit is hoofstuk 8. So hoofstuk 9 is baie opwindend om te sien, Here, wat is hierdie laaste 3 basuine of trompette, wat behels dit, dat dit so erg is, dat u eintlik eers 'n waarskuwing gee, en nie net aangaan nie, maar eers waarsku. Dit sal ons volgende keer dan mee begin, hoofstuk 9. Baie dankie Here vir u uitleg. Maak dit vas in ons harte, Here, laat mense nie na u toe draai valslik net omdat hulle bang is nie vir dit wat die aarde gaan tref nie. Ja, dit is genoeg om oor bang te wees, Here, maar dat die mens daardeur sy swakheid, sy onbeholpenheid, Here, sy verlorenheid eerder kan raak sien, en Here sal uitroep, daar is 'n begeerte om in u liefde en u beskerming, Here, te kom, om saam met u eerder te wil wees. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie vir u uitleg. Amen en amen. Prys die Here. Tot volgende keer. Dit is dan tot Sondag. Wil ek weer net sê, Shalom, vrede. Prys die Here. Dit is wauw hierdie. Dis verwoed.